Here, u bloed het 'n weg oopgebaan vir ons, om in vrede te wees met u. Here, en ek bid, soos wat ons nou net hier by mekaar kom vanaand. Here, dat ons nie diep bewus sal raak van wie u is as vredevors in ons lewens. And that it's a force to be reckoned with. And that every storm must be silenced when you speak. Want u is vrede. Here, en ek bid vir elkeen van ons hier vanaand wat sukkel om aan 'n plek van vrede te kom. Wat nie vrede ken nie, Here, wat in omstuimigheid vasgevang is, wat in storms vasgevang is. Here, ek bid vir vrede. Ek bid vir daai supernatural peace that transcends all understanding. Heilige Gees, ons nooi u uit in hierdie spasie, om dit net in ons harte te kom release. Here, en ek kom teen al hierdie gedagtes wat die vyand so probeer om ons te hijack weg van u vrede af. Here, en ons spreek dit aan. Here, en ons declare nou dat hierdie grondgebied is 'n plek van vrede vanaand. It's a place of peace. Here, en ons invite u vrede nou in ons harte in ons omstandighede in ons families in. Here, in ons besige denke. Here, ek bid nou dat u denke sal kom stil maak vanaand. Dat elkeen se brein vanaand sal kom buig voor God die Vader, voor Jesus Christus, voor die Heilige Gees, and that it will be silenced, sodat elkeen u vrede kan ontvang vanaand. Your supernatural peace that transcends all understanding. Ons ontvang dit, Here. Amen. Julle kan net so sit. Dankie julle. Rian het my altyd so laat dink, ek is nou al so 23 jaar met hom getroud, en hy is al sy hele lewe lank 'n pastoor, en hy sê altyd, as hy preek dit, wat hy nou oor preek, in daai week, dan gee die Here vir my fisiese idee van dit, waarmee hy besig is, en ek begin dit nou so half te tuis, die so in my very early years, wat ek nou begin teach op Sondag, dan in die week voor dit, asof die Here regtig net so practical toetsloopie, want hoe kan jy iets oor praat, wat jy nie self beleef, en die struggles van dit nie. En ek wil vanaand vir jou sê, ek wil hê jy moet so net, ek weet nie, julle almal so wyd verspreid, maar kyk gou na die persoon langs jou of naaste aan jou, dan sê jy vir daai persoon, vrede vir jou, shalom vir jou. Vrede, sê vrede, release daai vrede. Maar kan nie geselsies nie, net vrede, nie? Nou, wie hier weet wat daai woord, shalom, vrede beteken, hande op? Niemand nie. Of is julle net bang? Daar's so 'n paar, okay, so die res van ons is bietjie clueless, nee. Dit is maar altyd beter om net te sê, dat ek hierdie peace, ja, shalom, wat beteken dit? En ek wil julle so bietjie op 'n reis vat vanaand. Die oorsprong van die woord shalom kom van 'n stamwoord shalem, wat beteken whole, jy's heel. En dit praat ook van completeness, om to be complete, en om sonder gebrek te wees. So dis eintlik so mooi, powerful woord, as jy spreek vrede. Ons dink dadelik geen oorlog, geen bakleierery nie. Dis wat ons
waar vrede is. Maar die woord vrede dra soveel meer vir ons en dit beteken eintlik niks ontbreek nie. En daar's hierdie wholeness, hierdie completeness as jy verwys na vrede en as jy vrede oor iemand uitspreek en oor hulle omstandighede. Ek sê altyd, een van my favourite dinge wat ek sê in die journey wat die Here my opneem is being a complete, whole, healed person. En dis die restoration journey waarop Jesus ons uitnooi. Dis die adventure wat jy saam met hom stap, want hy los jou nooit waar hy jou gevind het nie. Hy vat jou op hierdie journey van restoration. Nou in die ou Hebreëse kultuur het hulle groet letterlik gebruik as jy by iemand uitkom dan shalom en as jy totsiens sê jy shalom en dit was vrede. En in antieke Israel was dit baie meer as net 'n hallo of 'n totsiens. Dit was letterlik as ek sê shalom of vrede oor jou, dan spreek ek 'n seëning uit oor jou, want hulle het besef daar's soveel krag in jou woord, die Bybel sê dit. Soos ek vir jou sê vrede en ek sê vir jou shalom, dan release jy 'n blessing uit oor iemand. En as jy dit sê jy dit met purpose, want jy spreek oor daai persoon completeness, restoration, healing. Nou, die Engels sê dit van die mooiste, wanneer hulle dit sê shalom, may you be complete and whole in your body, your soul, your family, your work and your relationship with God. Ek gaan dit weer vir julle sê. Wanneer jy sê shalom oor iemand, sê jy oor hulle, may you be complete and whole in your body, your soul, your family, your work, your relationship with God. Mag daar 'n completeness wees. So daar's hierdie diep geestelike betekenis en 'n verhoudingsbetekenis daaraan gekoppel. Dit het nie te doen met die afwesigheid van konflik in jou lewe nie. En dis vir ons baie keer hierdie konsep nie lekker verstaan nie. Nou, in die Ou Testament het die woord shalom, want dit was die Hebreëse woord, meer as 250 keer wat jy dit sien in die woord van God. En daar's klomp bekende skrifgedeeltes wat na shalom verwys. Een van hulle is Numeri 6 wat praat van die prieslike seën. Dis 'n baie mooi seënwens wat uitgespreek word. En ek gaan hom gou sommer vir julle lees. Die Here seën jou en hy beskerm jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en hy wees jou genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou en hy gee jou shalom. Vrede. Dis deel van dankie. Hy gee vir jou vrede, hy gee vir jou shalom. En die ander most incredible vers is Jesaja 9 vers 5 tot 6, waar Jesus ons vredevors genoem word. Dis vir my so mooi om te dink, vredevors. Hy is die author of peace. Hy is die vors van vrede in jou lewe. En dit sê daarso, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Hierdie is 'n profetiese woord wat Israel ontvang van wat gaan gebeur as die Messias kom. Hy sal heerser wees met koninklike titels, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vrede vors. Sy heerskappy en vrede sal voortdurend uitbrei en nooit ophou nie. Maar nou, Jesus het gekom, sien ons vrede fisies in omstandighede. Die antwoord is nee. Ons
ons is moontlik, hulle sê ons is op pad na wêreldoorlog 3. So nee, ons het dit nie gesien. Ons weet van al die krisisse wat afgespeel het. So van want ons weet die woord jok nie vir ons nie. Hierdie vrede is nie in omstandighede vasgemaak nie. En as jy gaan soek vir vrede in omstandighede en in verhoudings en in dinge, dan gaan jy die vrede fors mis. Nou Shalom in die Nuwe Testament, die Nuwe Testament is mos vertaal in Grieks, nie Hebreëus nie. En daar het hulle Shalom, hulle noem dit Elreni, ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie, maar die Griekse woord is Elreni. En Jesus, hoor hoe mooi het Jesus, hoe belangrik was vrede vir Jesus, nadat hy gekruisig is en sy disippels is in hierdie krisistyd in hulle lewe, met watse woorde groet hy hulle? Vrede vir julle. Want hy weet, hulle is nou in 'n toestand van geen vrede nie. Hulle voel nie complete nie, hulle voel nie heel nie, hulle is op 'n slegte plek in hulle lewe. En Jesus in daai oomblik toe hulle hom weer sien, wat sê hy vir hulle? Hy release vrede oor hulle, 'n toestand waarin hulle kan ingaan. Nou wat ons moet verstaan is toe Jesus dood gegaan het en toe hy opgestaan het uit die dood uit, het hy hierdie vrede for once and for all oor die mensdom bring. Dit praat van 'n vrede wat ons nou met God kan hê vir altyd, deur in verhouding te wees met Jesus Christus. En het julle geweet, vrede is 'n persoon. Het julle geweet die woord sê dit? Efesiërs 4 vers 14. Efesiërs 2 vers 14. For he himself is our peace. Hy is 'n persoon. Nou, ek gaan vir julle baie interessante bietjie geskiedenisles gee hierso vanaand, Rigters 6, van waar kom hierdie woord Shalom die eerste keer voor in die woord van God? En dit was in 'n tyd waar die Israeliete was op 'n plek in hulle lewe dat wanneer hulle koring moes saai om kos te kry, het die Midianiete altyd teen hulle opgestaan. Dit staan in Rigters 6. So dit beteken sodra hulle gesaai het, dan het die Alemakiete ook was saam met die Midianiete, het hulle gekom en hulle het daai oesvelde gery en al hulle koring by hulle gevat. Nou, om dit in julle terme te sit, jy braai vir jou choppies, jy het 'n garlic broodjie, jy het 'n slaaitjie en jy sit net so reg om te eet, en dan storm al hierdie bankiete daar in jou huis in, hulle vat jou choppies, jou slaai, jou garlic brood, jy het niks om te eet nie. So wat gebeur naderhand? Jy doen alles in geheim, net om 'n bietjie te eet. Daar is nie vrede nie. Nou dit is wat in Rigters 6 gebeur. En dis 'n tyd waar daar nie vrede is nie. En in hierdie tyd is daar 'n seun, sy naam was Gideon, hy was die seun van Joas, en hy het in hierdie tyd groot geword, waar daar was nie vrede nie. Nou Gideon is die minste, hy is die jongste en hy is die kleinste, sê die woord, in sy familie. En Gideon is juis besig, in Rigters 6 vers 11, is hy besig om koring uit te slaan, nie op die dorsvloer nie, die dorsvloer is waar jy koring altyd uitgeslaan het, sodat jy daarmee kan meel maak, brood maak. Hy is besig om dit uit te slaan, sê die woord, in die persskuip. Nou, ek het dit nou maar vir julle in Engels wine press. Hoekom het hy dit daar gedoen? Sodat die Midianiete nie die koring kan steel nie. So hy doen dit in skelm, sodat sy kos vir sy familie oké gaan wees.
En uit nêrens uit, hou 'n engel, hou vir Gideon dop, sê die woord. En hierdie engel verskyn aan hom, en hy noem hom, hy groet hom nie as die man wat hy is nie, maar die man wat hy gaan word. Hy sê vir hom, en die engel van die Here het aan hom verskyn en hom gesê, Gideon, die Here is met jou, dapper held. Nou ons praat nou van die ou wat besig is om skelm die koring daar in die winepress uit te kap, om dit vinnig te eet voordat iemand dit kom steel. Die Here sê vir hom 2 goeters wat hy nog nie oor homself glo. Dis nie iets wat hy oor homself voel nie, maar dit is hoe die Here hom sien en dis die naam waarop die Here hom roep. Eerstens sê hy vir hom, Gideon, die Here is met jou. Weet jy, dit is presies wat die Here vanaand vir jou sê, of jy dit nou so voel, of dit glo, maak nie saak nie, as hy na jou kyk, sien hy wie jy geroep is om te wees, en die destiny waartoe hy jou geroep het. Hy sê vir jou, jy is die een, en ek is by jou, en jy is 'n dapper held. En dis die woorde waarmee hy Gideon groet. Nou, Gideon tree ook nou nie soos 'n dapper held op daarna nie. Sy antwoord is die volgende, Rigter 6 vers 13. Ek dink dis baie keer hoe ons die Here antwoord. Hy sê, ag my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge dan ons oorgekom? En waar is al sy wonders wat ons vaders ons van vertel het? Het hy ons nie uit Egipte laat optrek nie, maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Julle, ek dink ek het omtrent 10 sulke conversations 'n week met mense. Gideon moan en hy's vol ongeloof. Weet julle wat so interessant? Die Here antwoord glad nie op al sy vragies en sy dinge nie. Hy ignoreer dit totaal en al, en hy antwoord hom terug, Rigter 6 vers 14, toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete, ek stuur jou. So hy sê vir Gideon, wees jy die oplossing vir die probleem. Dis hoe die Here met ons werk as ons moan. Hy sê, ek sien nie wat jou probleem is nie. Ek's met jou, jy's 'n dapper held, gaan wees die oplossing vir hierdie probleem. En dan is Gideon nog steeds nie heeltemal gelukkig nie, hy soek tekens. Dat hy die Here besig is om met hom te praat. Hy daat homself. Hierdie klink soos daily conversations wat ek met myself het en met ander gelowiges. Nou soek hy tekens. Want hy is nie seker van die ding nie. En die Here daag op. En hy besef, o Jene, ek is besig om 'n encounter, 'n face-to-face encounter te hê met die lewendige Here. Hy besef op 'n oogwink, dit is wat hierso gebeur. En in daai oomblik, Rigter 6 vers 23 vers 24, sê die Here vir hom, vrede vir jou. Onthou, hy is in 'n tydperk waar daar geen vrede is nie. Die Here roep uit oor hom, vrede vir jou, vrees nie, jy sal nie sterwe nie. En daar bou Gideon 'n altaar vir die Here en hy noem dit, die Here is vrede, Jehovah Shalom. Op daai oomblik ontmoet hy die krag van God en hy besef, God is sy vrede in die midde van hierdie situasie. En dis die eerste keer waar ons Jehovah Shalom, God is ons vrede, sien in die woord van God. Nou, jy is dalk by 'n plek wat jy baie oorweldig voel. Net soos Gideon wat daar skelmpies besig is om sy koring uit te slaan.
Jy is dalk oorweldig, ek weet die matriek skryf, hulle skryf nou eksamens, jy is dalk oorweldig oor wat jy doen volgende jaar, jy is dalk oorweldig in jou besigheid, jy is dalk oorweldig siekte, bekommernis, werk, geld, en ek wil vandag vir jou sê, God is jou vrede. Selfs Jesus het die storm stil gemaak met die woorde vrede. Wees stil, vrede, wees rustig. So deur God se name leer ons wie hy is. En hierso is dit, God is vrede. Maar wat julle moet weet vanaand is, vrede is 'n toestand. Dis 'n toestand wat jy dra. Dis nie afhanklik van jou omstandighede nie. Vrede is 'n toestand van jou hart. Dit het niks te doen met jou omstandighede nie. En elke dag sal die vyand, hy begin elke dag van voor af, en hy weet al presies hoe om jou uit jou vrede uit te trek. Sy target is, kom ek kyk of ek vir Brigitte vandag uit haar vrede uit kan kry. Wat weet ek upset haar? Okay, kom ek doen dit. Want hy ken haar, hy het al mooi dopgehou, as hy daai knoppie druk, vat haar uit haar vrede toestand. En ek wil hê julle moet besef vanaand, dis presies wat die Here het ons geroep om in 'n vredestoestand te wees. Die hele dag, ons is gemaak om in sy vrede te wees. Maar die vyand se aanslag op die mensdom is, hoe kry ek jou uit daai toestand uit? Want as jy uit daai toestand uit is, kan jy nie met hom connect nie. Julle ken mos nou hierdie scenario wat jy probeer stilte tyd hou, nie? Maar hierdie kan nie afskakel nie. Want dis besig. Dit dink aan dit en dat en 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 kan jy connect met Jesus? Dis moeilik nie. Jy kan hom nie hoor nie. En dis vrede wat by ons gesteel word. En dit is 'n purposeful attack om by jou te vat. Want as jy in 'n vredestoestand is, word jy vol. Jy kry olie vir jou dag. En elke dag roep die Here ons na vrede. Vrede in hom. Maar om by hom as persoon vrede te kry. En ek wil vandag vir jou sê, jy kan nie in vrede ingaan as jy nie kan stil raak nie. En julle, dit is 'n krisis waarmee ons sit in die wêreld op die oomblik. Ons kan nie eers vir 20 minute stil sit en niks toelaat om in ons brein in te gaan nie. En daarom het ons nie vrede nie. Nou, wat moet jy weet van vrede vanaand? Ek het vir julle gesê, God se vrede is nie afhanklik van omstandighede nie. As jy selfs kyk nou na Gideon se situasie, hy was in 'n oorlog, kos was besig om gesteel te word, daar was vrees, daar was armoede, en tog het God in 'n oomblik aan hom verskyn met vrede, en hy is verander van 'n toestand van vrees na vrede toe. En weet julle, as julle mooi gaan lees Gideon se storie, weet julle hoe lank was Israel in vrede nadat hy gedoen het wat die Here vir hom gesê het? 40 jaar. Vir 40 jaar was Israel daarna in vrede. Net omdat hy gedoen het wat hy het God ontmoet as vrede, en toe kon hy dit bring vir Israel. Is dit nie beautiful nie? Die Here wil vir jou ook 40 jaar se vrede gee.
maar nie in jou omstandighede nie. Dit begin is 'n toestand van jou hart. Kan ek vir jou 'n goeie tip gee? As die vyand eers leer, hy kan nie meer jou knoppies druk nie, sal hy ophou die knoppies druk. Het jy dit geweet? As hy sien, jy reageer nie meer op daai knoppies nie, hy gaan moedeloos raak. Want hy gaan sien, hierdie het nie 'n effek nie, inteendeel. Hierdie persoon het 'n supernatural peace that transcends all understanding. So vrede is nie afhanklik van omstandighede nie. Vrede is nie wanneer alles regloop nie. Vrede is wanneer jy weet wie loop saam met jou. Dit gaan nie oor alles wat regloop nie. Dit gaan daaroor om te weet, Jesus stap saam met my hierdie pad. En daar kan ons dit sien in Psalm 23 vers 4. Al gaan ek deur die dal van doodskade wee, sal ek geen onheil vrees nie, want U is by my. U is by my, U vrede is by my. Punt nommer 2, God se vrede is beskerming vir jou hart. Dit beskerm jou hart. Filippense 4 vers 7 sê dit net so. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en gedagtes bewaar in Christus Jesus. So as jy leer om in vrede in te gaan, dan kan daai vrede jou hart bewaar. Dit beskerm jou hart. Ek dink die nommer 1 ding wat dit jou hart van beskerm is hartigheid. Want sê nou, iemand het nou jou hele dag gespoil. Al jou vrede by jou gevat. Dis hoe ons moes voel. Jy begin jou dag goed en dan een persoon verander alles. Die vyand het die knoppie gedruk. Nou is al jou vrede weg. Ek sien 'n paar mense gooi mekaar oë hier, so ek weet nie wat dit beteken nie. Een persoon ontstel jou, al jou vrede is by die deur uit. Ja, almal, ek weet nie wat gaan hier in hierdie groepie aan nie. Dis soos Rian vanoggend gesê het, 1 e-mail, 1 WhatsApp, 1 Facebook profiel, 1 dingetjie. Bankrekening, einde van die maand. 1 ding. En dit vat jou vrede. Verstaan julle waar moet ons groei? Dis nie die omstandighede nie, maar jy sien wat ons wil hê is God moet die omstandighede verander sodat ek kan vrede hê. Ons challenge is om eers in sy vrede in te beweeg en dan deur die omstandighede te stap. Otherwise you are not a conqueror. Nou ek weet hierdie is nie goeie nuus nie. Ons wil hê die Here moet nou die omstandighede verander sodat ek my vrede kan terugkry. Nou wie hier is nie in vrede op die oomblik nie? Ek is daar. Daar's iets wat ek nou ek wil hê dit moet verander. It's not changing. Maar ek het nou 'n verantwoordelikheid. Ek moet nou my vrede vind in die midde van hierdie omstandigheid. Dit is waartoe God my roep. Want hy leer my to be more than a conqueror through Christ Jesus who strengthens me. En hy kan dit nie doen deur ons omstandighede te verander nie. Hy verander ons. En wanneer ons verander, begin omstandighede verander. Ons het dit andersom. So die challenge is, Here, leer my hoe om nou in U vrede in te beweeg. Leer my om authority vat om nou, maak nie saak wat nou aangaan nie, ek moet nou in vrede wees. En jy moet kan weet wanneer vrede by jou gesteel is, want hoe gaan jy dit terugkry as jy nie weet dit is gevat nie? So dis my tweede vraag, weet jy wanneer jou vrede by die venster uit is? Weet jy, besef jy dit? Besef jy is nou op 'n slegte plek?
Here, hierdie is nou, party van ons weet nie eers, ons is besig om nou presies te doen wat die vyand wil hê ons moet doen nie. Jy moet weet, okay, I've lost it. Vrede, waar is jy? Ek het dit verloor. Julle lag, dis presies wat met my in hierdie week gebeur het. Was op 'n baie goeie plek. Een ding het gebeur. In dit 'n 10 minute conversation het my al my vrede laat verloor. Vir 3 dae. En dit het 3 dae se vergifnis gevat en Here help my en dan is ek alweer, my brein is alweer daar en dan moet ek weer terugkom. Ek moes kanker om my peace weer terug te kry. Ek moes weier dat die vyand my gaan vat op daai plek. En ek moet surrender. Want dis wragtig nie lekker as die Here ook vir jou sê, doen dit, doen dat. Submit, surrender. Let it go. Moenie reply nie. Hoor julle, moenie so optree nie, moenie soos 'n victim te kere gaan nie. Ons het 'n verantwoordelikheid. En Paulus is die beste voorbeeld hiervan, want daai Filippense 4 vers 7, weet julle waar was Paulus toe hy daai vers geskryf het? Any guesses? Tronk. Hy skryf dit terwyl hy in 'n tronk sit. En is nie die tronk soos wat dit deesdae lyk nie, julle. Hy sit dit en hy is in perfect peace. Hy het geweet hoe om in peace te wees. Al is sy omstandig, al wil die hele wêreld hom doodmaak, was hy in peace. It's 'n groot, exciting challenge wat die Here wil hê ons moet overcome. To be mature believers, moet ons leer hoe om in vrede in te beweeg. En as die vyand die knoppies om ons druk, moet ons leer hoe om op te tree soos wat Jesus sou optree. En ons moet leer, jy kan dit net doen om weer op 'n stil plek by hom te wees. En om met hom te ontmoet, want hy is the Prince of Peace. Want weet jy wat, as jy gaan stil raak, gaan hy by jou kom staan, and he's going to command the storms to be quiet in your life. En hy gaan vir jou sê, ek slaap nie. Maar dankie tog, jy het my nou uiteindelik rustig geraak. Jy het my invite in jou omstandig, jy het my kom wakker maak. Maar weet julle wat doen ons? Ons fight die battle, hoor. Dit is net bloed en swaarde. And it gets ugly. En dan last resort, ag, Here, help my asseblief. Dis wat ons doen. Ons default nie na Jesus, ons Prince of Peace nie. En ek het dit fisies beleef hierdie week. En ek wil vir jou sê, weet, wanneer die vyand jou vrede besig is om te karring aan jou vrede. Vrede is 'n kosbare geskenk. Is 'n kosbare geskenk wat die wêreld nie kan hê nie. Dis net vir ons beskore. Ek het 'n definisie van vrede, hy's reg aan die begin, as jy hom kan opsit. Ek gaan hom vir julle lees in Engels. Kry hom daar, Reinhard, hy's reg aan die begin, so 'n lang stukkie. Daar is net 'n awesome versie. Ek gaan nou vir julle deur hom vat. Die definisie wat ek daar vir julle wil lees is, in Christianity, peace, shalom, is a comprehensive concept of wholeness, encompassing both the absence of conflict and the presence of well-being, harmony and right relationships with God, others and creation. It's more than just tranquility. It's a state of completeness and security in one's relationship with God. Hoe mooi is dit? It's a state of completeness and security
in one's relationship with God, which provides inner calm and resilience, even amidst external troubles. This peace is considered a gift from God, and it's a fruit of the Holy Spirit. Soos wat jy getrein word hierin, begin dit 'n vrug raak. Ek ken mos van daai mense, hulle is net soos niks kan hulle gooi nie. Hulle peace rubs off on you. As jy met jou chaos na hulle toe kom, raak alles stil. Dis wanneer iemand the fruit van peace dra in hulle lewe. Hulle bring peace. Hulle change peace. And it's a blessing, a state of being given to believers through faith in Jesus Christ. Want ons is okay. Sy bloed sê ons is okay. Ons het niks om oor te bekommer nie. Al lyk alles baie de mekaar om ons. En ek wil julle encourage daarmee dat ons is in 'n de mekaar tyd. Dis 'n baie exciting tyd. Ek is baie excited oor die tyd waarin ons beweeg. Maar hierdie gaan 'n de mekaar tyd wees. En as jy nie gaan leer om jou vrede te vind in hierdie omstandighede nie, gaan dit moeilik raak. Jy gaan moet daai ability hê om net in sy vrede in te gaan en om uit dit uit te leef. Ek wil julle los met hierdie stukkie, daai versie van Johannes 14 vers 27, dis in die Amplified. En daai versie sê, dis waar Jesus met sy disippels praat, want hy is besig om hulle voor te berei, dat hy gaan terug na sy Vader toe, en hy stuur die Heilige Gees. Maar hy sê vir hulle, hy los sy peace by hulle. Hy sê, I give you peace, not as the world gives. That is I give you perfect peace. En hy sê vir vanaand vir jou, do not let your heart be troubled. Do not let your heart be anxious. Let my perfect peace calm every circumstance. Laat dit jou courage gee en strength gee vir elke challenge. Maak julle oë toe. Ja, Here, ons vat hierdie woord vanaand, Jesus, en soos wat ons hier so staan, wil ek jy moet sien hoe hy net voor jou staan, en hoe hy hierdie woorde oor jou spreek vanaand. Hy sê vir jou, peace, peace I leave with you. My perfect peace I give to you. Ontvang sy perfect peace. Not as the world do I give to you. Do not let your heart be troubled. Al daai worries wat jy het. Sê Here, ek laat gaan dit, want U sê ek moenie worry nie. Ek moenie bekommer nie. Ek moet net by U wees. Let my perfect peace calm you in every circumstance and give you courage and strength for every challenge. Ek gaan vra dat Reinhard net vir ons 'n liedjie opsit of Prince of Peace.
Hou net jou oë toe en luister net. I've been walking by troubled waters, here in the shadow all alone. And I've been worried about tomorrow, stuck in a world I can't control. I met you as a savior, I found in you a friend. I've seen you as a healer, my help and my defense. God, you've been my provider, but right now what I need is you to be my Prince of Peace. Come and be my Prince of Peace. I've been wrestling with my demons, fighting a war inside my mind. And I've been swallowed by all my problems. Just wanna leave them all behind. 'Cause I met you as a savior, and I found in you a friend. And I've seen you as a healer, my help and my defense. God, you've been my provider, but right now what I my Prince of Peace. Come and be my Prince of Peace. And peace like a river flow. 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 Oh, peace like a river flow. 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 So daar waar jy sit, ek net jy moet so aan iemand die naaste aan jou net na hulle toe draai en net weer vir hulle sê shalom, vrede. En soos wat jy dit oor hulle spreek, bedoel dit met daai vrede wat jy oor hulle uitspreek. 'n Blessing en 'n seën. En mag julle 'n geseënde week hê. Shalom. Vrede.